Ja, ons het nou net gehoor hoe Haman vir Mordegai en al die Jode wou doodmaak. En toe besluit Mordegai hy gaan dit teenstaan. Hy staan teen Haman se komplot om die Jode te vernietig. En een van sy planne wat hy gehad het, was om vir koningin Ester te vra, Hadassa, die dogtertjie wat by hom groot geword het, te sê, Ester, Hadassa het hy seker gesê, jy is 'n Jodin en niemand weet dit op hierdie oomblik nie. Jy's 'n geheime Jodin, maar dit gaan uitkom en hulle gaan jou doodmaak. Is jy nie vir 'n daad soos hierdie aangestel in die posisie wat jy is nie? Gaan na die koning en sê vir hom wat Haman wil doen en dat Haman jou en jou volk wil doodmaak. So Ester het toe slim plannetjies beraam. Sy hou 'n feesmaal en sy nooi die koning en vir Haman. En sy het dit weer gehou en weer gehou. Sy was baie slim geweest. En op 'n stadium sien hierdie dronk Haman wat te veel gedrink het by een van hierdie feesmale, sien toe vir Mordegai raak en besluit hy wil hom aan 'n paal laat ophang. Nou dit klink 'n bietjie snaaks aan 'n paal, maar die Hebreëse woord vir paal of stok of boom of kruis is eintlik alles dieselfde. So hy wil vir Mordegai ophang. Nou ja, die manier wat hulle opgehang het daai tyd was eintlik om 'n mens in die paal in te steek en dis eintlik vreeslik wreed geweest. Ehm so in hierdie proses kom Ester dan na vore saam met Mordegai en sê dat Haman hulle wil doodmaak. Die koning sê maar as die wet daar geskryf is, kan die wet nie verander nie. Dis 'n wet van die Mede en Perse en 'n wet so 'n wet kan nie verander word nie. Maar hulle kan nog 'n wet maak. 'n Wet wat die Jode die reg gee om te veg en op te staan en te organiseer teen Haman en die mense wat hulle wil doodmaak. En ons sal later dan van hierdie fees en hierdie datum praat in die Purimfees, ja. So gebeur dit toe dat daar dan 'n datum gekies is waarop hulle self kan verdedig net na die datum wat Haman hulle wil doodmaak. So koningin Ester nooi jou na die feesmaal in die paleis, sê sy vir Haman. En dan doen sy dit 'n paar keer met hierdie baie slim plannetjies van haar. Op 'n stadium gebeur dit toe dat koning Ahasveros nie kon slaap nie. Nou, toe wil hy hê dat daar vir hom voorgeles moet word. En wat het hulle om te lees in daardie dae? Hulle die koninklike kronieke, soos die dagboek van die koning, die geskiedenis van die koning vir die koning word opgeteken en dan wil hy nou gehad het dit moet vir hom voorgeles word sodat hy nie slaap kan raak so met die geleesery. Maar in hierdie geleesery kom daartoe iets na vore. Want Mordegai het mos gehoor dat Haman die koning wil omverwerp. En hy het dit aan die koning se mense gaan bekend maak. En dit het toe nou nie gebeur nie. Maar niks het verder daarvan geword nie. En daardie aand toe koning Ahasveros hoor dat daar 'n man was wat gekeer het dat sy ryk omvergewerp word, vra hy, wat het gebeur met daardie man? Is daar eer aan hom bewys? En hulle besef toe, nee, daar's nie eer aan hom bewys nie en die man is Mordegai. Net op daardie stadium kom Haman toe na die koning toe om te sê dat hy Mordegai wil laat ophang. Maar die koning kom en sê toe vir Haman terwyl hy daarin kom, wat sal jy doen met iemand wat vereer moet word, wat respek moet kry? En Haman dink, die koning praat seker van my, omdat ek die Jode wil doodmaak.
En Haman sê, so 'n mens moet op die koninklike perd gelaai word en deur die strate gelei word, deur die hoogste amptenare sodat almal aan hom eer kan bewys. En die koning sê toe vir Haman, jy moet dit doen met Mordegai, want dit is aan hom wat ek die eer wil bewys, want hy het my lewe gered. So Ester se tweede feesmaal kom toe net daarna. Sy het bekend gemaak dat sy Jodin is en bekend gemaak dat Haman vir haar Ester en al die Jode wil doodmaak. En toe besef die koning wat aan die gebeur is. En die koning beveel toe dat Haman aan daardie selfde paal opgehang word waarin hy eintlik vir Mordegai wou opgehang word. So Haman word toe tereggestel. In die wet staan toe dan nog dat die Jode op 13 Adar, dis die datum, uitgewis moet word. En omdat dit 'n wet van die Mede en die Perse is, kan dit nie verander word nie. So toe kry die Jode die reg om terug te veg. En hulle wen. So hulle veg op 13, hulle vergader op 13 en 14 Adar. Uh uh en daar word geveg. En Haman wil die Jode uitwis, maar die Jode wen toe, hulle oorwin toe, hulle word toe nie uitgewis nie. En hierdie datum van die 13de Adar is deur Haman bepaal deur die gooi van dobbelstene. En in dobbelstene in Hebreëus is Purim en daaroor het hulle toe later 'n fees gevier omdat hulle nie uitgewis is nie. Ons sal volgende keer daaroor praat. So dit is die basiese verhaal van die boek van Hadassah, die boek Ester. Wat se toevallighede was daar? Want in die begin het ek gesê, daar's geheime dinge en toevallige dinge. En eintlik loop hierdie twee hand aan hand. Toevallig word Hadassah koningin, Ester. Sy sê Jodin en sy word kind word koningin. Dit is toevallig dat sy as 'n Jodin koningin geword het. Dit is nie normaal nie. Toevallig het Mordegai gehoor dat daar 'n komplot is teen die koning. Toevallig het hy dit gehoor en ook vir die koning gaan sê. Toevallig kon die koning nie slaap nie en hulle moes vir hom lees. Toevallig lees hulle uit die kronieke uit van hierdie komplot teen die koning en van die man wat gekeer het dat die koning se ryk omvergewerp word. Hulle lees van Mordegai en Mordegai word vereer. Toevallig kom Haman in om Mordegai aan te kla, net toe die koning daardie verhaal gehoor het. En hy vra vir Haman om vir Mordegai te eer en nie dood te maak nie. Toevallig word Haman dan die koning se vertroueling en deur die strate word hy geparadeer en hy word die koning se handlanger, die koning se regterhandman en vertroueling. So het daar baie toevallige dinge gebeur. Nou, ek sê altyd, as iets te toevallig is, dan is dit nie meer toevallig nie. En ek dink as mens al hierdie toevallighede bymekaar sit, dan kan ons sê, dis te toevallig om toevallig te wees. En as ons dan terugkyk, dan sien ons eintlik God se onsigbare hand in daardie toevallighede. God was in die geheim, onsigbaar besig om te werk die hele tyd. God het dit bepaal, sonder dat hulle dit geweet het, dat daar 'n Jodin koningin word. God het dit bepaal dat Mordegai van die komplot gehoor het. God het dit bepaal dat die koning nie kon slaap nie. God het dit bepaal dat hulle daardie stukkie gelees het van Mordegai wat dit gerapporteer het. En God het dit bepaal dat Mordegai vereer moet word en die koning se vertroueling kon word. En toe het God dit bepaal dat daar die reg aan die Jode gegee word om terug te veg. En so het hulle oorleef. En het daardie datum 13 Adar en 14 Adar wat eintlik 'n dag van slagting moes wees,
vir hulle 'n dag van viering, van feesviering, van blydskap geword. En daarom vier hulle 2 dae lank fees om die vreugde te wys dat God onsigbaar teenwoordig was in al hierdie dinge. En dit is die fees van Purim waar ons dan volgende keer oor gaan praat. Maar ons sien dis dat dis baie toevallighede, maar dis net toevallig omdat God onsigbaar in die agtergrond gewerk het. En ek sê God het onsigbaar in die agtergrond gewerk. Weet jy dat die naam van God nooit in hierdie boek Ester genoem word nie? Gaan kyk 'n bietjie. Ek wil jou uitdaag om te sê, kom lees hierdie boek. Hierdie boek vat maar 'n halfuur, 40 minute om deur die hele boek te lees. Gaan lees dit soos 'n verhaal en kyk of jy die naam van God sien. Maar kyk ook of jy die vinger van God sien, dan waar jy die optrede van God sien, dat God onsigbaar al hierdie toevallighede bewerkstellig. Kom ons lees net daarom een gedeeltjie uit die boek Ester. Kom ons blaai na Ester hoofstuk 9, net van vers 17 tot 19. En dit gaan oor hierdie datum en hierdie opdrag dat hulle doodgemaak moet word en oor die reg om hulle self te beskerm. So kom ons lees uit Ester hoofstuk 9 van vers 17 tot 19. Dit het gebeur op die 13de van die maand Adar, op die 13de van die maand Adar. Op die 14de van die maand het hulle gerus en dit 'n dag van feesvieringe en vreugde gemaak. Die Jode in Susan was die paleis waar hulle die vrouens gebly het daar. Die Jode in Susan het egter op die 13de en op die 14de van die maand bymekaar gekom. Hulle het eers op die 15de van die maand gerus en dit 'n dag van feesvieringe en vreugde gemaak. Daarom maak die Jode op die platteland, dis my so interessant. Ek lees die 2020 vertaling. Daarom maak die Jode op die platteland en die wat in klein dorpies woon, die 14de van die maand Adar 'n dag van vreugde en feesvieringe. 'n Feesdag waarop hulle aan mekaar eetgoed stuur. Nou, ons praat volgende keer daaroor. Maar dit is die boek Ester wat sê God was daar in die geheim besig om al hierdie toevallighede te bewerkstellig, sodat hulle nie uitgewis op die 13de van Adar nie, maar dat hulle die 13de en die 14de kon veg om die mense te oorwin, sodat hulle op die ou end op daardie 2 dae die fees kon vier oor God se onsigbare teenwoordigheid ook in hulle geskiedenis en hulle lewens. En hiermee wil ek dan afsluit. Soos in Hadassa se lewe is God onsigbaar aan die werk. Werk hy so ook in my en jou lewe? Is God onsigbaar aan die werk ook in my en jou lewe? Dis 'n belangrike vraag. Ons dink baie keer God is nie aan die werk nie, maar as ons terugkyk, dan sien ons dat God wel aan die werk was. Dink 'n bietjie terug wat alles in jou lewe gebeur het. Dink hoeveel keer jy gelukkig was. Mens sê baie keer of so dikwels, "Joe, ons was so gelukkig dat dit nie gebeur het nie. Ons was so gelukkig dat dat nie gebeur het nie. Ek was so gelukkig dat ek ingekom het of dat dit." Te gelukkig is te gelukkig om net gelukkig te wees. Dis God wat in die agtergrond werk. Net soos in die boek Ester, die boek van Hadassa. Ek wil vir jou vra, as jy terugkyk, sien jy God se geheime toevallighede ook in jou lewe? Dink 'n bietjie daaraan in die 2 weke wat voorlê tot ek by die volgende praatjie kom. Dan sal ek graag wil hoor wat jy daaroor sê. Mag die Here vir jou, vir my seën en ons oë oopmaak dat ons kan sien. So baie dinge is dit toevallig om toevallig te wees. Mag die Here ons help dat dit so sal wees.